zijn? Wie kan wees aan mij? Yeshua, die vredevorst, die levende water, lees mijn dorst. Ik lees hij, de best volbracht, Adonai, die toch gestaan. Ik lees hij, die graag is lief, Tehillah, in leef in mij. Daar is blijdschap in mij, die levende water, borrel vrij in mij. Die genade is genoeg voor mij, die in kostbare bloed, verlossing is vrij. Ik lees hij, dit is volbracht, Adonai, die toch gestaan. Dit is hij, die graag is lief, Tehillah, in lief in mij. Ik lees hij, dit is volbracht, Adonai, die toch gestaan. Dit lees hij, die graag is lief, Tehillah, in lief in mij. Tehillah, in lief in mij. Kom ons sit asseblief. Dis hy, hallo toets. Moet ek hom nog nader sit? Dis hy. Is dit beter? Gaan elkeen my hoor vanmôre? En die gemeente Olyfdal, wat 'n voorreg om vanoggend ook hierby te wees. Soos oom Johan my so mooi bekend gestel het vanoggend. Dankie oom Johan. Ek's Adrian Martens en ons is van die Henke Kerk Belfort, my vrou Megan en ons jongste Nina, is 3 jaar oud en ja, en so word ons gesin die jaar ook hier vroeg in my nog breër. Ek is die Here dankbaar daarvoor. Dit is vir my 'n groot geleentheid om hier te wees en ek's baie dankbaar om ook hierdie ruimte met u te kan deel. Ek's dankbaar dat u ook tyd maak vir 'n gemeente. Ek's dankbaar dat u ook tyd maak om die woord van die Here te hoor. Om uit ons lewe uit vir 'n oomblik te kom stil sit en net te vra, spreek Here, sodat ons wat die kinders is kan luister. Jesaja het mooi beeldspraak. Hy sê, Here, maak van my lewe, wanneer ek luister na u woord, maak van my klei. Hy sê, Here, en as my lewe buigbaar is, dan is u die pottebakker, vorm my tot u eer. Matteus sê, Here, maak van my lewe sout, sodat ek smaaklik sal wees.
Maak dat my lewe 'n lig word, sodat ek lig gee. Mag dit vir u ook waar wees vanmôre in hierdie erediens. Mag die Here opnuut met u praat. Mag u bewus wees van die Here se woord in, deur en met u. Mag daar vir u vrede ook daarin wees. Kom ons sluit ons oë. Almagtige God, Hemelse Vader, as ons Tetelestai sing en dit is ook volbring, dan weet ek, Here, ek staan vandag 2000 jaar ander kant die kruis en ek lewe 'n lewe van oorwinning. Omdat u vir ons uit die graf uit opgestaan het en dat u lewe in my en mag dit so wees vanmôre, Here. Die woord op sagte ore val en u met ons praat. Mag dit so wees, Here, dat u ons lewe kom vorm volgens u woord. Mag ons opleef na u woord, Here. Mag u woord ons vorm tot u eer. Amen. Ons skrifgedeelte kom vanoggend uit Johannes 3 uit. Die van ons wat die Bybel het, ek hoop dat jy jou Bybel het en hom kan oopmaak. Dit is lekker vir ons om met die woord te werk en ek glo dat ek so naby as moontlik in die woord ook sal bly en ek sal deur dit volg. So ons gaan lees daar Johannes 3 vanaf vers 1 tot en met vers 15. As jy die Bybel het, is jy welkom om dit vir 'n oomblik ook net oop te maak. Voordat ek die gedeelte vir ons lees, ek wil graag 'n verhaal met u deel. 'n verhaal van 'n pa wat eendag stap saam met sy seun in die veld. En soos wat hulle stap in die veld, vra die seun vir sy pa, "Pa, hoe weet ek dat God bestaan? Hoe weet ek dat God werklik, hoe weet ek hy bestaan?" Na so 'n paar tree wat die pa en sy seun verder stap, stop die pa en hy vat net 'n grasie. Daar waar hulle stap in die veld en hy breek die grasie af. En hy sê vir sy seun, "Sien jy hierdie grasie? Hoe eenvoudig hierdie grasie." Hy sê vir sy seun, "Vat hierdie grasie en uit enigiets wat jy kan kry, gaan maak nog so 'n grasie." Sê uit enigiets uit. Jongman, hier's 'n grasie wat eintlik niks werd is nie, 'n grasie wat net hier in die veld is, wat voedingswaarde dalk vir diere het. Vat hierdie en gaan maak nog so een. Jongman sê vir sy pa, "Ek sal nie die werking van die Here kan dupliseer nie." En daarin vir ons die eenvoudige verstaan dat die wêreld is deur God geskep. Mens kan dit nie namaak nie. Enigiets, jy kan 'n klip optel, jy kan grond vat, kan dit eenvoudig deur enige ander element bymekaar te voeg, sal nie die handewerk van God kan dupliseer nie. Die seun vra sy pa, "Pa, as God ons dan gemaak het, en hy het ons so perfek gemaak, my verlossing, dat ek gered is vandag. Sê, hoe weet ek verseker Jesus Christus lewe? Hoe weet ek verseker dat Jesus Christus vir my en jou die prys betaal het aan die kruis?" En terwyl die pa en die seun daar in die veld sit, sê die pa vir sy seun, "Kyk net vir 'n oomblik oor die vlaktes. As jy diep asem in en uithaal, kan jy voel in jou hart 'n bewustheid van vrede. Soos jy dink oor die Here, soos jy dink oor Jesus Christus, dink oor jou verlossing, voel jy die vrede van die Here in jou lewe?" "Ja," sê die jongman. Die Here lewe in ons hart. Dit is nie so seer 'n kopding in ons lewe nie, maar 'n hartding. En daarin vra die vraag vir my en jou ook, as ek en jy stil word vanoggend, en ons dink oor hierdie tema, ons dink oor die tema van wedergeboorte. As jy moet stil word vanoggend, waaroor tuig jou hart jou van? Jou verhouding met die Here. Hy wat die skepper van hemel en aarde is, hy wat jou by jou naam ken, wat weet hoeveel hare op jou kop is, wat planne van voorspoed vir jou het, en nie teëspoed nie, wat
As jy in jou hart werklik dink, wat dink ons oor ons verlossing? Wat dink ons oor die dag wat ek gesê het, Here, ek wil graag hê my identiteit moet verander, dat ek nie meer leef vir myself nie, maar dat ek leef vir U. Nikodemus, as ek en jy Johannes voor ons oophou en ons lees hierdie baie bekende gesprek tussen Jesus en Nikodemus, en dit is vir ons baie uniek, waarom? Dit kom slegs in die Johannes Evangelie voor. Slegs Johannes wat hierdie gesprek vir ons deurgee. En wanneer ek en jy hierdie verhaal ook lees, en ons ken Johannes as 'n baie unieke evangelie, 'n evangelie wat in die begin vir my en jou sê, want God het mens kom word, sodat die duister verdryf kan word deur die lig, en Johannes wat dan sê, Jesus die lig is. En dan sê Johannes ook vir my en jou baie keer, maar hy sê dat die dag toe hy hom erken het, toe weet hy van hierdie mens, Jesus, sy lewe moet daarvan meer word en van my lewe moet daar minder word. Johannes skryf vir ons 'n ongelooflike evangelie. En hierdie baie unieke verhaal, ons weet eintlik tot vandag toe nie of Johannes ook in hierdie gesprek teenwoordig was nie, ons weet nie of die disippels daar was nie, maar ons weet wel, iewers het hierdie boodskap, hierdie woorde tot Johannes deurgedring en hy het dit vir ons neerskryf. Maar ons begin daar, ons kan vers 1 lees, in Johannes 3 vers 1, daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was lid van die Joodse Raad. Net om dit vinnig op te breek, Nikodemus, ons weet min of meer dat Nikodemus, hy kom van 'n baie wel-af familie. Hy is een van die 3 rykste Jode wat in hierdie tydperk in Jerusalem gewoon het. Hoe weet ons dit? Hy's 'n lid op die Joodse Raad gewees. En die Joodse Raad, die Fariseërs, is juis hierdie Joodse Sanhedrin, dis hulle wat die wet uit hulle kop uit geken het. Na mense toe geloop het en uiterlike dop gehou het om te sê, o, doen jy dit? Dis buite die wet van God. Doen jy dit? Jy is binne die wet van God. O, maak jy so? Hierdie Fariseërs het 'n klipharde hart gehad, want hulle moet die werk van God kan verstaan. Ons weet dat daar ook 'n buitebybelse bron in die Apokryfe vandag is, van Nikodemus. Ons weet dat hy ook verder eintlik as 'n martelaar gesterf het volgens 'n buitebybelse bron. Maar ook dat hy sy lewe op 'n tyd tot bekering gebring het. Maar wat maak dan so uniek van hierdie gesprek met Jesus en Nikodemus? Sien dan vers 2, een nag, en baie prominent, een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u die leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. Een nag is so prominent, hy doen dit vir een van 2 redes, vir een is omdat hy te skaam dalk moet wees, omdat hy wil tog nie hê sy Joodse groep moet sien wat beweging hy doen. Hy wil tog nie hê die Joodse Sanhedrin en die Fariseërs moet sien watter rigting hy beweeg nie. So hy doen dit eintlik so half in die geheim, hy doen dit in die skelm, hy wil nie dadelik hê, want waaroor gaan dit vir Nikodemus? Het gaan oor wat ek kan sien in mense, het gaan oor wat ek met 'n oog kyk. En daarom sien ek en jy, hy kom na Jesus toe en hy sê vir Jesus, die wonderwerke wat jy doen, die manier, ek kan sien met my oog, daar's iets anders aan wie Jesus is. En dan sê Jesus vir hom eintlik totaal en al die teenoorgestelde. Hy kom na Jesus toe en hy vra vir hom, waar kry u die mag? Hoe kry u dit reg om dit doen, dit wat u doen? En daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, daarom sê Jesus vir hom, dit verseker jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God sien nie. Jesus gebruik hierdie woord wedergeboorte. Kom net hier in die Nuwe Testament voor. En die uniekheid van hierdie Griekse woord wat hier oorkom is antonethem, en dis 'n samestelling van 2 woorde, naamlik genaio, wat beteken om gebore te word. Jesus sê vir hom, Nikodemus, jy moet gebore word, maar dan sê Jesus vir hom, van bo af. Van God af moet jy weer gebore word. Van God af
En dan sê Nikodemus, en as ek jy net bietjie verder lees, dan sê Nikodemus vir hom, maar hoe kan 'n mens weer in die skoot van die moeder beland? As ek al 'n ou man is, hy kan tog nie 2 keer in die moeder se skoot kom en gebore word nie. Hoor ons dat dit vir Nikodemus 'n kopding bly. Hoor ons dat Nikodemus wil verstaan. Hy sê hy wil die werkende hand van God verstaan. Hy wil weet hoe dit is, as hy moet dit kan verklaar. Hy moet die een wees wat in beheer daarvan kan wees. En Jesus sê vir hom, Nikodemus, jy het 'n tweede geboorte nodig. Tweede geboorte is die geboorte van jou hart. Die tweede geboorte is dat jou hart tot inkeer moet kom. En dit kom nie uit die mens uit nie. Jy moet dit van God vra. Jy moet dit van God, die Vader vra. Daarom sê Jesus vir hom, as iemand nie uit water en uit gees gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Water verwys dan by in jou eerste geboorte. Ons eerste geboorte, as ek en jy gebore word, ons is mens, ons is aards, almal van ons. Dis ons eerste geboorte. Maar die tweede geboorte wat hy van praat is gees. Die gees van God moet binne in jou hart kom woon. Het sou baie vreemd vir Nikodemus gewees het. Het sou vir hom ongelooflik vreemd gewees het in sy lewe. Het sou nie vir hom sin maak nie. Jesus het nog nie gaan sterf aan die kruis nie. Dis nog 'n pad. Jesus is nog nie daai plek waar hy die dood uit opgestaan het, waar hy opgevaar het na die hemel toe nie. Jesus sê so mooi vir Nikodemus, dit kom nie uit jouself uit nie. Hou jou oë op die werk van God. Ek en jy kan hierdie nie doen nie. Ek en jy kan nie die werk van God doen nie. En as dit gaan oor weergebore word, as dit gaan daaroor dat ek en jy tot inkeer kom, as dit gaan daaroor dat my hart moet verander, dat ek en jy weer gebore word. En dan staan Jesus reg voor Nikodemus self, en Jesus sê vir hom in Johannes 3 vers 6, wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Jesus sê vir hom, hy sê, kyk mooi, kan jy die wind sien? Hy sê, nee, maar ek kan die gevolg van die wind sien. Want ek en jy praat oor tot inkeer kom. So ek en jy praat oor 'n tweede geboorte, wedergeboorte. Die besluit kom nie uit my en jouself. Ek en jy sit dalk vandag hier en ek weet, ons het die behoefte om in verhouding met God te wees. Ek en jy sit hier en ek weet, ek moet in regte verhouding met God die Vader kom. En wie plant daai saad in jou lewe? Niemand anders as die Heilige Gees nie. Wedergeboorte beteken nie ek en jy ontvang die Heilige Gees nie. Wedergeboorte beteken nie ek en jy word vir die eerste keer bewus van die Heilige Gees nie. Wedergeboorte beteken ek erken dat die Heilige Gees in my lewe werk, lank nog voordat ek bewus was daarvan. Lank nog voordat ek bewus was daarvan dat die Here vir my gesterf het, dat die Here sy lewe vir my neergelê het. Van so vroeg, soos tot ons gebore is. God gesê, ek maak 'n verbintenis in jou. En daarom werk die Gees al so lank in ons lewe. En wanneer ek en jy tot inkeer kom in ons lewe, dan raak ek en jy eintlik vir 'n oomblik verstom, dankbaar. Jy moet weet, God het lankal begin werk in my en jou lewe. Daarom geloof en tot inkeer, tot wedergeboorte vir my en jou geliewe geloofsvriend gaan nie oor die werk wat ek en jy doen nie. Dit is nie ek en jy wat tot daai punt kom nie. Dit is God wat in en deur jou werk. En dan sê Jesus vir Nikodemus, en Jesus staan voor Nikodemus en Nikodemus vra hom, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord vir hom,
Nikodemus, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Ek verseker jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle die hemelse vertel? Niemand op aarde was in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel uitgekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Dit is vir my so opmerklik. Wanneer Jesus voor Nikodemus staan, dan sê Jesus vir Nikodemus, dis ek. Jesus sê vir Nikodemus, die Gees van God werk in jou, sodat jy my moet erken. En Jesus staan voor hom en hy sê vir hom, dis ek wat van die hemel afkom, om my lewe neer te lê, sodat jy in my die weg en die waarheid en die lewe kan ontdek. Dat jy in my, ek, Jesus Christus, wat voor jou staan, dis ek wat my lewe vir jou, Nikodemus, kom aflê. As ek en jy die evangelie van Johannes verder gaan lees, dan sal ek en jy sien dat hierdie gesprek eindig hier, eintlik so stom. En dan later, wanneer Jesus vir die eerste keer gevangenes is, en hy voor die Joodse Sanhedrin gebring word, dan sal ek en jy sien, maar is Nikodemus. Nikodemus, 'n eie Joodse fariseer, een wat in die binnekring van hierdie rykste, hierdie harde man, wat sy hart begin tot inkeer kom. Wat self sal sê, vriende, moet ons hierdie Jesus dalk eerder nie kruisig nie. Hy is onskuldig. Vriende, moet ons hierdie Jesus, hierdie Christus, moet ons hom regtig nie eerder net met 'n straf laat gaan nie. Ek en jy sal die evangelie verder dan gaan lees. En ek en jy sal dan sien dat nadat Jesus Christus gesterf het en hy begrawe moet word, dan is dit Nikodemus wat saam met Josef van Arimatea beplan om die liggaam van Christus in 'n graf te gaan berg. Het Nikodemus sy lewe tot inkeer gekom? Ja. Maar op grond van wat? Op grond daarvan dat hy nie meer met sy kop en dade en van dit wat ek het probeer om in 'n skoon en 'n rein verhouding met God te staan. Want hy het besef het, wedergeboorte beteken om te glo in Jesus Christus. Vers 15 sê, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan kry. Dis wedergeboorte. Wedergeboorte is nie dade nie. Wedergeboorte is glo. Geloofsvertroue in God se werk. Geloofsvertroue dat God, hoe te mekaar hierdie wêreld ook al vir my en jou lyk, dat God in beheer is van die wêreld. Geloof in Jesus Christus, dat hy sy lewe vir jou neergelê het. Want so staan Jesus deur sy woord voor jou vandag, en hy staan by jou hart se deur en hy klop, en hy vra, geef my oopmaak. Glo ek en jy dat ons Here Jesus Christus vir ons gesterf het? Glo jy dat hy die prys vir jou lewe betaal het? Glo jy vandag dat Jesus Christus aan die regterhand van God die Vader sit? En elke keer wanneer ek en jy bid vandag, elke keer wanneer ek en jy stil word en toelaat dat die Gees in en deur ons lewe werk om ons te verander, en ons bid tot God die Vader, dat jou gebed aanneemlik vir God is. Op grond daarvan dat Jesus sy lewe vir jou neergelê het. Dis ons vroeë kerkvader Martin Luther, nadat hy die 95 stellings in Wittenberg opgeslaan het, dat hy ook 'n gedeelte skryf oor solas, en solas is 'n belydenis, en dan skryf hy vir my en jou deel van sy 5 solas, dan skryf hy vir my en jou sola fidei, deur geloof alleen. Dis deur geloof alleen wat iemand sy lewe kan wegdraai van 'n ou lewe
na 'n nuwe lewe. Dis deur geloof alleen, nie deur dade nie omdat ek so goed is en omdat ek so belangrik is nie, dis net deur geloof alleen. Ek en jy vandag tot inkeer kan kom van ons lewe. Daarom sê Jesus, en hy sluit hierdie gesprek af, dis omdat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, dat jy nie verlore moet gaan nie, dat jy ewige lewe sal moet hê. God het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar dat jy gered kan word. Geloof klink baie keer vir my en jou so. Hê net geloof. Dis okay broer, dis okay suster, hê net geloof. As die wêreld om jou bietjie mekaar tuimel, soms so halwe en so leebelofte. As ek net terugdink aan die lewe van Nikodemus. Geloof het gemaak dat hy tot inkeer kom, sy lewe neerlê om Jesus Christus te volg. Volhard in geloof. Dis nie leeg nie. Volhard en geloof, sê Hebreërs vir my en jou, is die totale vertroue dat daar nie 'n ander waarheid in die lewe is nie. Dat God die Vader in beheer is. Die totale vertroue dat Jesus Christus sy lewe vir jou gegee het. Die totale vertroue dat jy vandag in 'n rein, skoon verhouding met God die Vader kan staan. Kom ons sluit ons oë. Dankie Vader vir die woord. En dankie Here, dat wanneer ek kan terugdink in hierdie lewe van Nikodemus, dan is dit nie te ver vir 'n harde hart om tot inkeer te kom nie, Here. Al is ons skaam soms, Here, en as ek na U toe kan nader, dan spreek U my vry. En dankie Here, dat ek soos 'n kind weer opnuut vanmôre kan ontdek, die handewerk is die handewerk van God die Vader en nie van die mens nie. Dankie Here, dat ons wedergebore nie kan sien nie, maar dat ons dit kan ervaar binne in ons hart. En wanneer ons nou Here ook na die nagmaalstafel toe nader, dan vra ek Here, dat die Gees in elkeen se hart voorbereidingswerk sal doen, Here, sodat hierdie nagmaal in geloof sal geskied, Here, en ek weer in geloof kan onthou. Dis alles net genade. Skenk ons Here ook in hierdie nagmaal die oomblik om ons lewe in 'n skoon, rein verhouding met U te staan. Om Christus alleen. Amen. As U my geleentheid kan gee, ek wil graag net hier voor aan die tafel kom sit. En ek wil net graag asseblief vir oom Mossie en tant Sannie Mostert uitnooi. Of julle nie vir 'n oomblik saam met ons hier in die nagmaaltafel kan sit nie. En vir ons wat die tekens het, jy kan dit naby hou, dan kan ek vir ons die tekens ook instel vir môre. Ekskuus oom, ek kan nie teen hom verby skuur, ek gaan net so oorklim, ekskuus oom. Vriende, wanneer ons hierdie tekens by ons hou, wil ek u graag daaraan herinner, dat die nagmaal 'n gedagtenismaaltyd is. En 'n gedagtenismaaltyd beteken werklik dat ek en jy tyd sal maak en ruimte sal maak binne in ons verstaan, binne in ons gedagtes, binne die manier hoe ons dink, dat ek en jy sal terugdink aan die prys wat Jesus Christus vir my en jou betaal het. Naamlik sy lewe vir jou gegee het. Dat ek en jy vir 'n oomblik net sal terugdink hoe Jesus Christus die weg van smart en pyn, die Via Dolorosa vir jou gestap het, waarin hy sy eie kruis gedra het, nadat hy geslaan is en veroordeel is tot dood. Dat jy sal dink aan die pyn wat dit gekos het. Dat jy sal dink aan Jesus se laaste woorde daar aan die kruis, as hy vir my en jou sê, dis volbring, die prys is betaal. Want ek en jy vanoggend nodig om net vir 'n oomblik weer te moet terugdink. Maar nie net is dit 'n gedagte nie, maar om te glo.
te glo dat volkome die prys betaal is. Om te moet glo dat Jesus Christus eendag saam met sy disippels aan die tafel gesit en gesê, dit is my liggaam vir jou gebreek. Dit is my bloed. Sodat ek en jy nie uit werke of uit dade moet betaal om in die regte en rein verhouding met God die Vader te staan nie. Ek en jy kan weet, Jesus het sy lewe neergelê vir my en jou. Die plek van die nagmaal is ook 'n geleentheid vir my en jou om weer ons gebrokenheid voor die Here neer te lê. Die nagmaal is 'n plek waar ek en jy ook weer vir die Here kan sê, Vader, ek vra om verskoning. Vir my dade, vir die manier hoe ek oordeel, vir my eie regverdigheid in hierdie lewe. Vir 'n oomblik waarin ek en jy om verskoning vra vir die Here om te sê, Vader, maar kom vergewe my. Die nagmaal roep my en jou om ook die Here te onthou dat hy vir my en jou gesê het, vergewe, soos dat ons ook bereid is om ander hulle skulde te vergewe. Daarom wil ek hier mooi vra, wanneer ons net stil dink vir 'n oomblik, om te moet dink aan iemand wat ons moet vergewe. Dat ek en jy ook ons saak neerlê. En vir 'n oomblik weer opnuut hoor dat God die Vader moet lief hê met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand. En ook so my naaste moet lief hê, soos myself. Die nagmaal verkondig ook dat daar verlossing vir my en jou is, maar net u deelname aan hierdie maaltyd sê vir die persoon links en regs van die, ek glo dat hierdie die weg na verlossing is. Ons verkondig aan mekaar, hou vas aan hierdie tekens. Van daardeur sal vir ons nuwe lewe kom. Hou vas aan hierdie tekens. Moenie van dit afwyk nie, hou vas. Hierin lê ons verlossing. En ons herinner mekaar, dat soos die Here sy lewe een keer vir my en jou neergelê het, hy kom weer. En elkeen wat geloof het, die Here sal ons kom haal. Ek wil graag hê dat ons vir 'n oomblik net stil moet word raak in hierdie gedagtes. Net vir 'n oomblik retrospeksie binne in onsself doen. En net bewus word. Amen. Ons gaan staan en die baie bekende nagmaalslied sing, 'n lied wat so naby my hart ook is, wat sê, Heer, maar ek staan skuldig voor U my Vader wat regeer, en ek's nederig in my hart, want my siel is so verward, maar dis die beeldspraak wat so vryspreek. Hy sê, o Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry. Kom ons staan en ons sing hierdie lied ook saam vanoggend. As oom so saam sal staan en dra. Staan skuldig voor U Heer, voor U my Vader wat regeer. Ek is nederig in my hart, en my siel is so verward, en my lewe is ver voor die troon. Kom maak my vry van die sondelas, kom na my om 'n skoon te lewe, want ek wil weer vlek
Die wyn en die brood wat ek nou neem, is 'n teken van die rykdom en die seën. Al die oorvloed binne my, kom en borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat bly my. O Heer, vergewe my, o Heer, kom aan my, van die sondelas, o kom aan my, om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. O Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my bevry, van die sondelas, o kom aan my, om dit skoon te was, vergeef my. O Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry, van die sondelas, o kom na my, om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Ja, ek wil weer vlekloos voor U staan. Ek weer aan. Hallo, ek's weer aan, dankie. Die brood, wanneer ons die brood in ons hand hou, dan dink ons terug aan die liggaam van ons Here Jesus Christus. En die liggaam van ons Here Jesus Christus is juist dit wat vir ons gebreek is, sodat daar versoening vir ons sondes kan kom. En nie dit glo, neem, eet. En dink daaraan, dat die Here vir U gesterf het, vir volkome versoening van ons sondes. Beker van danksegging. Die bloed van ons Here Jesus Christus wat gevloei het, nadat sy liggaam vir ons gebreek is. En die sekerheid dat daar 'n nuwe verbond tot stand is, dat ons vrygespreek is, en dat ek en jy vrygekoop en duur betaal is deur die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Nie daarin glo, neem, drink en glo in volkome versoening van ons sondes. En ons sluit ons oë. Ek wil U Here ook nou loof met alles wat binne in my is. Ek wil U heilige naam loof. Ek wil nie een van die goeie dade vergeet nie, want dis U wat my van al my sondes genees. Dis U wat my red uit die diepte van die graf. Dis U wat my met liefde en ontferming kroon. Ek wil U Here loof, want U is waardig. Dankie Here dat ek vanoggend my kop ook weer kan optel. En weet, Here, ek is 'n kind van ons Here Jesus Christus. Ek behoort in 'n skoon en 'n rein verhouding. En ek bid daarom U seën oor elke lidmaat, Here. Mag hierdie verhouding, mag U dit gebruik tot seën. In die gemeenskap, mag dit so wees, Here, dat ons U sal lief hê met ons hele hart, siel en verstand.
en ons naaste soos onsself. Ons vra dit alles om U heilige naam alleen. Amen. Dankie oom, dankie Tannie. Dit is lekker om saam met julle aan die tafel te sit voor. Ek sê weer vir U dankie vir die geleentheid dat U vanoggend ook my preekstyl kon hoor en net om hier te kon wees. Ek bid die Here se seën oor U lewe. Ek bid werklik vir 'n oomblik dat die Here in sy woord sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik ons van die Here is. Mag U geseënd wees. Nadat U afhanklikheid van die Here bely het vanmôre, mag U werklik daar waar U werk, daar waar U woon, mag U geseënd wees met die vrede van die Here. Mag die Here se genade altyd naby aan U wees. Mag die Here vir U ook wysheid en insig gee, dit wat U nodig het om regte besluite te maak. Mag dit so wees dat U elke dag intens bewus is van die Here se goedheid en guns ook oor U lewe. Amen. Baie dankie om Johan, as ek weer vir hom kan gee. Gee ek vir hom of stuur ons die gemeente uit? Ekskuus hom. Laaste lied. Ons sing 'n laaste lied. Ek dink ek het my papiertjie nou iewers neergesit. Ek het die laaste lied se naam vergeet. Het ek geval? Hy het geval. Ons sing 'n laaste lied. Kom loof die Here. Kom ons staan en ons loof die Here saam. Kom loof die Heer, alle knegte van die Heer, wat snags in die huis van die Here staan, hef op julle hande na die heiligdom. En loof die Heer, en loof die Heer. Kom sing sy lof, hy wat altyd by ons bly, skepper van die aarde, en die hemel daarbo. Hef op julle hande na die heiligdom en loof die Heer, en loof
buig nou neer. Voor die God wat leef. Die lig skyn helder.